The Drive with Rob and Roz. Jacaranda FM. Een van Suid-Afrika se grootste helde en nie net rugbyhelde nie, is ons gas op die program vandag. Eben Etzebeth is op The Drive with Rob and Roz. He's here to speak about his book Unlocked. Ten slotte, hier is vir ons 'n groot oomblik. Eben Etzebeth, groot hartlike welkom by The Drive with Rob and Roz. Lekker man, lekker om met julle te gesels vandag. Dankie dat julle my op die show het. Dis baie lekker om jou te hê, meneer. Hoe voel jy nou dat die boek amper uit is? Ek kan nie sê ek voel anders te nie. Nee, ek dink ek het actually hierdie week die boek gekry en ek moet sê ek is baie happy met hoe dit uitgekom het en die look en die feel van die boek en ek dink die mense saam wie ek gewerk het 'n great job gedoen. En ja, hopelik geniet die mense die storie in die boek. Ek dink dis maar waaroor dit gaan. Maar nee, excited om die feedback te hoor en hoop die mense geniet dit as ek dit so kan stel. Ja, it's such an incredible journey. Ek het gisterand met die ding gelê op my foon en deurgelees. And there's so many wonderful stories. Ek het nie geweet onder 16 was jy nog 'n agterryspeler, 'n klein ouetjie nie, and it's all sort of gone from there. I thought you were this big intimidating in charge dude from the word go, maar glad nie. Die hele agterste storie is baie lekker om te hoor. Ja, het my tydjie gevat. Ek het altyd was ek nie die grootste, die langste in die klas en ek het altyd gewonder maar hoekom ons my ooms, my pa is so groot en my broer het my altyd vir gesê ek sal een of ander tyd sal ek uitskiet soos hy het genoem het en ja, dit toe gebeur in my graad 10 jaar, toe ek so 16 jaar oud was, maar tydjie gevat. Toe is die agterlyn nie meer my plekkie, toe moes ek maar skuif na die voorsteers toe en na slot toe. Ek toe het eers gebeur het, toe sit lekker en toe vind ek myself seker maar waar ek gebore was om rugby te speel is saam met voorspelers. Ja, kyk, jy het gesê jy het in chalk op die muur in jou huis geskryf al die goed wat jy in jou lewe wou gedoen het. En een van die goed toe jy nog klein was om 'n springbok te wees. That moment you got the message going, hey, you've been called up to the squad. It must be like a pinch yourself moment. Ja, ek dink ek wil iets gedoen het in sport en ek was ook 'n groot WWF fan en dit was een van die twee en toe my pa my uiteindelik oorreed het dat WWF maar eintlik fake is en hulle mekaar nie regtig slaan nie. Besluit ek maar rugby is definitief nie fake. Maar ja, dit was 'n ongelooflike oomblik. Ek sal dit nooit vergeet. Ek het daai week nog erg gesukkel met 'n skouerbesering. Maar ja, ons het die bulle gewen op Loftus en toe na die tyd in die kleedkamer het Alistair my naam genoem onder die wat in die Springbok groep is en dit was stapie nommer 1 en dan natuurlik die stap nommer 2 was die volgende week toe ek hoor ek is wel in die span om ek dink daai tyd nog 22 ouens nie 23 nie. Ek's wel in die 22 wat gaan speel teen Engeland in die eerste game van die jaar. So dit was moeilik om te beskryf. Dit was al die drome, al die jare se drome en se harde werk het eintlik gebeur en nou word gekies vir die Bokke. Dit is ongelooflik. Eben, you write in the book a lot about how much rugby means to the people of South Africa and that if people come and watch you at a game, they travel, like you speak about the test in Brighton and the kind of disappointment that everybody felt there. Is daai verantwoordelikheid steeds na al die toetse wat jy gespeel het, most capped Springbok, is daai druk steeds op jou skouers elke keer wat jy uitdraf? Ja, ek dink die druk sal altyd daar wees. Ek dink mense altyd eerstens, ek dink jy wil die mense naaste aan jou trots maak. Natuurlik is dit, eerste sal altyd jou spanmaats wees. Almal is natuurlik baie meer lief vir hulle vrouens en hulle kinders en hulle ouers as wat hulle is vir hulle spanmaats, maar is net jou spanmaats wat saam met jou op 'n rugbyveld kan draf en jy maak maar staat op daai ouens. So jy wil altyd daai ouens se respek op die veld. Jy wil natuurlik die coaches se respek want hulle moet jou weer kies die volgende naweek. So dit begin daar en dan van daar af gaan dit na jou naaste mense, toe jou familie en dan natuurlik, ek meen sonder die Suid-Afrikaanse fans en die stadions wat uitverkoop is in Suid-Afrika, is ons ook maar nie veel nie. So dit is 'n groot verantwoordelikheid wat ons op ons skouers dra, maar almal wat elke naweek daai Springbok trui aantrek, het hard geoefen om daar te kom en hulle vat daai verantwoordelikheid op hulle skouers en hulle probeer altyd dit 'n groot sukses maak. Ek het nou onlangs teruggekom van die toer teen Nieu-Seeland waar hulle nou gewen het met die rekordtelling en net almal in Suid-Afrika waaroor jy gaan sê net hoe trots hulle is en is ongelooflik om te sien die ondersteuning in Suid-Afrika en wat rugby, Springbok rugby vir die mense beteken. Dit is regtig soos nog 'n geloof in Suid-Afrika. Ja, nee, dit is.
Maar die mense sal sê hoe trots hulle is, maar as jy nou nie gewen het nie, het mense ook baie om te sê. So dan moet jy dit ook probeer verwerk en regtig net fokus op wat voor lê, maar dit is moeilik want almal is so invested in hoe goed jy speel en as dit nie goed gaan nie, dan wil mense nou antwoorde hê. Dit is moeilik, jy's reg, daar is ook in die boeke gedeelte van 'n taxi-bestuurder wat eendag bietjie baie te sê gehad het en mens maar leer om dit jouself te beheer in sulke situasies. Ek dink op die einde van die dag is met mense begin worry as mense niks meer sê nie, want dit beteken dat jy het so sleg geraak dat mense net nie meer omgee oor jou nie. So as hulle nog iets sleg te sê het oor jou, beteken jy beteken nog baie veel en hulle wil maar eintlik maar net jy moet goed doen. Ja, dis waar. Ek wou gevra het, soos die jare aangegaan het en soos jy deur die span beweeg het and you got more senior and you got more responsibility and you built this aura around yourself. Maar ek voel asof van die tyd wat Rassie oorgeneem het en sosiale media groter ding geword het en ewe skielik 2019 die Wêreldbeker gewen and Chasing the Sun comes out en ons kan binne-in sien hoe julle werk en hoe julle as 'n span saamkom, but you also get to see the impact of where it goes. You see the cameras in all of the places and all the players' hometowns en waar mense groot geword het. Het is amper asof die moderne rugby bietjie meer insig vir mense kan gee, maar dit beteken julle is ook baie meer op display. Ja, ek kon dit nie beter gestel het nie. As ek nou dink toe ek nou Springbok en Rappie maar was toe ek in die laerskool was, jong laaitie, as ek aan kon gehad het wat vandag se kinders het, dit moet ongelooflik wees om te weet jy kan op Instagram gaan en jy kan vir enige een van die Springbokke 'n boodskap stuur. Hulle gaan dalk nie reply nie, maar jy kan vir hulle sê hoe groot hero hulle van jou is of sulke dinge, maar dan ook weer vir spelers, jy's baie meer in die publieke oog, waar in die ou tyd dit nie so was nie. So dit het definitief baie pros vir die publiek. Die mense sien bietjie meer insight, so jy sê, jy kan sien waarvan ons spelers vandaan kom. Jy klik amper op 'n speler op 'n persoonlike vlak, want jy sien sy struggles en al daai dinge. Maar ek dink vir die spelers, ek dink jy's baie meer, mense weet meer van jou en mense, kyk, rugby spelers is ook maar op die einde van die dag net mense en party van ons het verskillende persoonlikhede. Party hou van om in die publieke oog te wees en love al die aandag en party is bietjie meer konservatief en hou bietjie meer van hulle eie tyd en hulle tyd saam met hulle vrou of hulle kinders. So ja, ek sê daar's maar pros en cons. Ja, jy het baie variations van die Springbok span gespeel. I mean, toe jy jou debuut gemaak het, was dit jy en Jean-Ray, and you were taking over from Victor and Buckies, which is sort of an iconic pairing. And you've seen lots of players come and go through the squads that you've built up. Weet jy, as iemand inkom, laat hulle spesiaal gaan wees? Toe Cheslin ingekom het, did we know Cheslin was going to be as big as Cheslin is? Het jy gevoel van sekere mense soos hulle in daai span inkom, hoe hulle self gedra, hoe hulle oefen? Ek dink so, ja. As ek nou moet terugkyk van ek begin het. Ja, so nou en dan dat 'n speler jou surprise wat jy dink hulle gaan goed doen en dan val hulle 'n bietjie uit die bus uit, of jy dink 'n ou sit hier vir 4 of 5 games en dan gaan hulle besef hy's nie so goed nie en dan bewys jy verkeerd. Maar ja, jy het 'n idee van 'n speler wat inkom en of jy dink hulle gaan goed doen. Om 'n voorbeeld ek sou nie bang om 'n voorbeeld te vat. Ek dink laas jaar met Sasha aangekom en hy's 'n special speler en hierdie jaar het Ethan Hooker op die scene gekom en ek het al ek dink in 'n interview by die Sharks laas jaar al gesê ek dink hy gaan 'n ongelooflike speler raak en hy gaan 'n Springbok word en ek meen hy het die laaste toets ongelooflik gespeel. So jy het so 'n idee as hy inkom en jy sien hoe hy homself gedra. Ek dink mense sien maar die performances op die rugbyveld, maar ons sien die persoon van die veld af en ek moet sê dit tel partykeer amper vir meer as die ou se performance, want as hy kan cool en kalm bly en sy voete op die grond hou, dan het hy blink toekoms voor hom. Eben, you are in a team with lots of big burly men playing rugby, but in your house you are outnumbered. You are, I think, going to be 3-1. Daar's 'n dogtertjie op pad. 3-1 very soon. Die in 'n maand tweede staan. een. Dit is ongelooflik, so die boek en die dogtertjie same time. Ja. So ek as jy sê 3-1 nou, so ja, ons gaan maar 'n plan maak dat dit somewhere in the future 3-3 is.
Hopelik. Anlia gaan besig bly. Ek is so mal oor die hoofstuk in die boek Love and Other Perspectives waar jy julle storie vertel, want meeste mense weet dit nie, en daar's ander mense, jou geliefdes wat hulle indrukke van jou in die boek ook net uitlaat, en dit is regtig so ongelooflik spesiaal. Hoe was dit vir jou om al daai memories weer te herleef en om ander mense se perspektiewe van jou te kry? Ja, ek dink dit was een lekker ding van die boek, en mense het ook gevra hoekom ek dit gedoen het. Ek dink ek was altyd 'n persoon wat gesê ek wil eendag 'n boek skryf. Ek is dalk, ek vroeër gesê het, meer van die konservatiewe tipe wat my storie nie altyd met almal deel nie, maar ek het gedink is ook hoekom nie, is iets waarop ek kan terugkyk, is iets wat ek eendag vir my kinders kan wys. Ek meen, hoe baie mense kan sê hier is 'n boek van pappa se lewe wat jy bietjie kan lees van sy loopbaan. So ek dink dit is ongelooflik om so iets te kan hê. En ja, hoekom die inputs te hê van mense wat 'n spesiale rol in my lewe gespeel het, om te hoor wat hulle te sê het. Is ook special om dit te lees, wat hulle van my dink dit was nogals lekker om te lees, ja. Die hele span onder Rassie is 'n ding waaroor die hele rugby-wêreld hou om te praat. The bomb squad drama, and then the number of forwards, and then the changing tactics, and the this and the almal het iets om te sê. Dit voel asof die Springbok rugby op die oomblik, we always have another idea, another place we're going to, nog iets wat ons doen. En ek voel nie asof in my hele lewe, en ek's nou 42, wat ek Springbok rugby gekyk het, I've never had that sense of we are continually just improving and getting better and getting full of ideas. Is dit iets wat Rassie bring? Is dit iets wat die coaching span bring? Hoe bly julle gemotiveerd? Ja, dit is definitief iets wat Rassie in die coaching span bring. Ek dink rugby kort meer seker te karakters. Ek dink hy's 'n ou wat hy's jou everyday coach nie, jou everyday person nie. Hy dink bietjie uit die boks uit. Party mense sal partykeer dink as hy met 'n idee opkom, hy's lekker mal, nie enigiemand in die span nie, want almal vertrou sy ding wat hy sê doen in die span, maar mense van buite, en dan ek gaan nie sê dit werk 100% verkeerde van die tyd nie, maar dit werk 9 uit 10 keer werk het. Ja. En partykeer, so ek sê, het sal mense dink nee, dit is 'n belaglike plan, en dan so ek sê 9 uit 10 keer werk het. So hy is net 'n absolute rugby genie, en ek dink regtig rugby kort sulke karakters om die spel interessant te hou, om mense net geïnteresseerd te hou. Ek meen, soos jy self sê, ek dink daar was nog nooit so baie excitement oor Springbok rugby nie. Wel, een rede is obviously want ons wen gereeld, maar die ander is ook want wat ons volgende sien. Ek meen, daar is ander Esterhuise wat hierdie jaar flank speel en center speel. So, ja, presies. Ja, wie weet, dalk die volgende game speel ek loskakel, ek mag dalk nie sê nie, maar dit is dalk in die planne. Ek wil net ook gou weet, is jy steeds so 'n groot sushi fan? There's a line in the book where Anlia and Eben go on a date, and he was like, I took her on a date for sushi, and I had 20 pieces instead of my usual 28, so she didn't think I'm a complete animal. Ja, nee, ek het ook al, ons is nou in Nieu-Seeland op toer vir 3 weke, en ek het nie daar enigstens sushi geëet, so een van my eerste maaltye terug was maar 'n paar stukke sushi. Lekker sushi tyd. Luister, Eben, voor ons jou laat gaan, ek wou net een ding gevra het. You are now the most capped Springbok of all time. You are considered a rugby icon across the globe. And perhaps one of the most respected in your positions to ever play it. Het dit al vir jou ingesink, the kind of impact that you've had on the game so far? Yeah, probably not. I think people ask me a lot about the 2 World Cups as well, and die rekord en daai dinge. Ek dink, mense is bewus daarvan, maar ons praat baie daaroor, ons ouens wat nou al tydjie saam speel, ek en Frans en Loot en RG en Damien en ander tjies, wat sien al die ouens wat al van ten minste 2018 af saamkom. Ons sê ons besef nie nou nie, maar ons sal wel eendag van almal afgetree is en ons kyk het Springbok Games saam, sal mens praat oor die goeie ou dae en dan half besef wat
Ek meen dat ons 2 wêreldbekers saam gewen het. Dit is ongelooflik, maar vir nou, ek meen ons almal wil nog speel en ons almal fight elke naweek om in daai span te wees en Ja. vir nou is dit nog steeds competitive en jy wil net goed genoeg bly om te kan speel. So is die nou tyd om te dink oor wat jy al achieve het. Jy wil nog steeds werk om in die span te wees. Ja. Eben, ons gaan net vir jou sê baie dankie wat jy jou storie op papier gesit het. Die boek is beskikbaar in Engels en Afrikaans. Engels Unlocked is die Engelse weergawe en in Afrikaans ten slotte sê ons vir jou dankie. Sterkte met die 3 girls in die huis. Ek weet jy is seker 'n ongelooflike dogtertjie pappa. Hulle is die enigste mense wat regtig net vir Eben kan sê nee en dan sê hy okay liefling, ons doen wat jy wil doen. So baie dankie. Nee, is reg. Dankie julle. Dankie vir die chat. Ons waardeer dit meneer. Lekker middag. The Drive with Rob and Roz, Jacaranda FM, weekdays 4 to 7 p.m.